Ons is besig met prediking uit Genesis, en vanoggend is geen uitsondering nie. Genesis hoofstuk 27, ons gaan die laaste paar verse lees van hoofstuk 27, is nou vers 42, ons het verlede week opgehou by 41, en dan gaan ons oor na hoofstuk 28, waar ons gaan lees tot en met vers 9. So dis hoofstuk 27 vers 42, tot en met 28 vers 9. Terwyl ons met die Bybel dalk op die skoot sit, ons is reg om die woord te hoor, kom ons bid saam. Ons vra dat die Here met ons elkeen sal praat deur sy heilige woord. Ons Here, ons wil vanoggend laag voor U kom buig, diep bewus van die God met wie ons te doen het. Ons het die geloofsbelijdenis gedoen, 'n verbale manier, menslik opgestel, maar 'n samevatting van dit wat U vir ons leer in U woord. Daarom kan ons saam met die baie bekende gebed van Hanna in 1 Samuel 2 sê, niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onsse God nie. Verder sê sy, die Here maak ryk, die Here maak arm. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringes op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde, en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in die duisternis. Want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis word verpletter. Oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde, en hy gee sterkte aan sy koning. Hy verhef die horing van sy gesalfde. Hoe wonderlik is dit om selfs in Genesis te lees, en as ons hierdie verse ontrafel, dan sien ons, daar word gepraat van die gesalfde, daar word verwys na die Messias. Alhoewel dit ou verhale is dit net so van toepassing in ons dag. Help ons om onsself te sien in U spieël, die spieël van U woord. Help ons om ag te slaan op die waarhede, alhoewel dit menslike waarhede is, omdat ons dit op 'n menslike manier probeer toepas, is dit goddelik, omdat dit ewige beginsels is, wat uit U woord na ons toe kom. Seën ons daardeur. Wees U die een wat in harte werk met die krag van U Heilige Gees. Geef vir ons geloof, Here. Werk in ons die geloof om U op U woord te vat en daarop te staan. Seën ons nou. Ons bid dit om U naams ontwil. Amen. Genesis 27, ons lees vanaf die 42ste vers. Maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, stuur sy en laat Jakob haar jongste seun roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak. My seun, luister nou na my. Maak jou klaar. Vlug tog na Haran, na my broer Laban, en bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar. Tot die toorn van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle albei op een dag verloor? Verder sê Rebekka vir Isak, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is, uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën, en hy het hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Maak jou klaar, ga na Paddan Aram, na die huis van Betuel, jou moeder se vader, en gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer. En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word.
En mag hy jou gee, die seën van Abraham, aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. So het Isak Jakob dan weggestuur. En hy het na Paddan Aram gegaan, na Laban, die seun van Betuel, die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jakob en Esau. Toe Esau sien dat Isak Jakob geseën en hom na Paddan Aram weggestuur het, om daar vir hom 'n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseën en hom bevel gegee het met die woorde, jy mag geen vrou uit die dogters van Kanaan neem nie, en dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het om na Paddan Aram te gaan, en toe Esau sien dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isak, het Esau na Ismael gegaan en Mahalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem. Dis tot daar wat ons lees uit die onfeilbare woord van die Here. As jong man het ons altyd op skool 'n term gehad. Nou ek wil daarom net vir agtergrond sê, ek was in 'n seunskool. Ons was uiteraard rugby mal, sport was 'n groot ding. Ons het 'n uitdrukking gehad wat ek later besef het verkeerd gesê is, maar ons het altyd gesê, as daar 'n krisis is in 'n wedstryd en jy het nodig dat een ou net 'n bietjie meesterlik sal optree, om nou daai vonk te wees wat ons nodig het om te wen, dan het ons die uitdrukking gebruik, cometh the moment, cometh the man. As iets briljant gedoen word. Nou ons sien dit met die Springbokke, ons sien dit in allerlei wedstryde. Jy het partykeer net nodig om daai vonkie te kry. Toe het ek nou gaan kyk, met die in gedagte, het ek gaan kyk na die agtergrond daarvan, en die gesegde is eintlik, is baie bekende uitdrukking wat Winston Churchill bekend gemaak het, cometh the hour, cometh the man. Winston Churchill, wat gesien word as een van die grootste leiers van sy dag, in 1940 eerste minister van Engeland geword, 'n baie groot rol gespeel in die Tweede Wêreldoorlog en die uitkoms van die Tweede Wêreldoorlog. Cometh the hour, cometh the man. En die gedagte daarmee saam, vir ons as kinders op skool en miskien selfs vir die sportmanne, as jy iemand vat en jy sit hom onder druk, en hy moet nou, soos die manne praat, BMT, hy moet big match temperament wys, hy moet nou wys wat is in hom. Dikwels wanneer daar 'n druk op hom uitgevoer word, dan wys hy wat in hom is. Dis die tipe ou wat jy langs jou wil hê as jy in die oorlog is. Dis die tipe ou wat jy langs jou wil hê wanneer jy sport doen, as jy in 'n span is. Dis die man wat kan sê, as dit nodig is, dan kan ek produseer. In ons verhaal vanoggend is daar iets hiervan, dit het my daaraan laat dink, want ek praat met u oor God wat baie keer mense vat en hulle lewens onder druk sit, of kom ons noem dit, ek het dit in die tema genoem, wat hulle so 'n bietjie skud. Wat kom dan na vore? Wat gebeur wanneer God mense soms onder druk sit? Wanneer dinge gebeur wat ons dalk nie beplan het nie, wat kom dan na vore in my lewe? As daardie, in die woorde van Winston Churchill, as daardie uur aanbreek, watter man, watter vrou, wat kom na vore in ons lewe? Soms is daar omstandighede wat ons bring op 'n plek waar ons besef, God is met my besig. En dis 'n goeie ding. Dis die kere wanneer God jou lewe bietjie skud en jy besef God se hand is hier. Wat doen ons dan? En dis waar die tema vandaan kom. Ek hou daarvan om die tema te kies of te formuleer uit dit wat ons hier lees. Dit was moeilik met vanoggend sinne, maar ek gaan met u praat oor, as God my lewe skud, wat sal ek dan doen? Wat sal ek dan doen? As 'n paar rolspelers in ons verhaal vanoggend, maar ek wil net vir u sê, daar gaan 'n baie sterk appel wees, want ons wil hê u moet na u eie hart kyk. Dis hoekom ons die Bybel nodig het. So die eerste rolspeler waarna ons kyk, ons het verlede week gekyk na Esau. Esau was vir ons die toonbeeld, die illustrasie van 'n man sonder God. Iemand wat die Here nie ken nie. In ons konteks, hy was in 'n kerk, hy was gedoop, hy het al die regte dinge gehad, maar hy het God nie gehad nie. Hy was nie waarlik kind van God nie.
Vanoggend die eerste rolspeler, kyk ons na Rebekka. Rebekka, wat vir ons 'n illustrasie is van die kind van God, wat nie sy sonde wil laat staan nie. Rebekka, wat nie haar sonde wil laat staan nie. Anders as Esau, wil ek net vinnig noem, was Rebekka gered. Sy was waarlik geanker in dit wat die Here vir haar was. Verbind om God se wil te doen. Maar sy moet nog seker goed leer. Sy moet nog deur God self geleer word om God se dinge op God se manier te doen. So ons het gelees in vers 42, maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, dis nou die woorde wat Esau gesê het, ek wag net tot my pa se lydingstyd verby. So my pa gaan een van die dae doodgaan, en as hy dood is, dan gaan ek my broer doodmaak. Hy het blykbaar geen geheim gemaak daarvan. En toe Rebekka dit hoor, stuur sy en laat Jakob, haar jongste seun, roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak. Rebekka is vir ons 'n illustrasie van kinders van God wat nie hulle sonde wil laat staan nie. Wat een of ander troetel sonde het, en dis die meeste van ons, as dit nie almal is nie, wat nie daai sonde wil laat gaan nie. Esau het hom voorgenem om sy broer te vermoor. Vers 43, my seun, luister dan nou na my, maak jou klaar en vlug tog na Haran, na my broer Laban. Dis haar manier om Jakob te wil beskerm. Weereens sien ons, haar doel is baie mooi, maar dit is asof sy die Here wil help op 'n manier wat die Here nie voorgeskryf het nie. Sy het die regte doel, sy het die regte mikpunt, maar die metode is net nie reg nie. Hier's 'n vraag. As God Jakob gekies het as die erfgenaam, hy moet die bloedlyn wees vir die Messias. En Jakob op hierdie stadium nog nie 'n erfgenaam het nie, soos wat dit tans is. Sal iemand hom kan doodmaak? Ongeag of dit 'n weermag is wat teen hom optrek. As God gesê het, soos hy vir Abraham gesê het, in jou nageslag sal ek almal seën. Was Abraham veilig? Nou is Jakob veilig, want God het gesê, dis die man deur wie die lyn moet gaan. Maar Rebekka, in haar sondige, vleeslike, menslike, natuurlike optrede, sy wil die goeie ding doen, maar op haar eie manier. Haar plan, vers 44-45. Bly 'n rukkie by hom, dis nou by haar broer Laban, bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar, tot die toorn van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat hy jou aangedoen het, dan sal ek stuur en jou laat haal. Waarom moet ek julle albei op een dag verloor? Julle albei op een dag verloor, het sy heel moontlik gesien, julle gaan mekaar doodmaak, of as hy jou doodmaak, moet hy met die dood boet, wat al reeds 'n menslike instelling was, reeds voor die wet. So sy vertrou die Here vir die resultaat. Sy vertrou die Here vir die Messias wat moet kom. Uit Jakob sal die Messias kom, ons het mos al daaroor gepraat. Dis die rede waarom sy hom voorgestoot het om die eersgeboortereg te steel. Verkeerde metode, verkeerde optrede, verkeerde handeling, maar haar doel is ten minste reg, né? Maar nou, jy sien die metode in vers 44. Luister mooi na haar woorde as jy mooi kyk na vers 44 se laaste verse. Bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar, tot die toorn van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet wat jy hom aangedoen het. Sien jy haar gesindheid? Jy het dit gedoen. Sy sien nie haar eie skuld nie. Sy het niks verkeerd gedoen nie. Sy is die een wat in ons algemene spreektaal sê, ek het niks gedoen nie. Sy sien nie haar eie skuld nie. Sy sien nie haar eie foute nie, tot sy toorn bedaar vir wat jy aan hom gedoen het. En dan sien ons Rebekka wat haar man verder manipuleer. Weereens 'n verkeerde ding. Sy weet, Rebekka weet, wat baie vrouens weet, meeste vrouens weet, mans kan baie goed hanteer. Maar ons kan nie 'n ongelukkige vrou hanteer nie. Ons kan baie goed regmaak. Maar ons weet dikwels nie hoe om 'n ongelukkige vrou reg te maak nie. Nou gebruik sy dit as manipulasie. Sy wil hê haar man moet haar gemors regmaak en sy sê in vers 46, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Het. Dis nou die vroue wat Esau vir homself geneem het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is die dogters uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? En Isak wil nie 'n ongelukkige vrou hê nie. So hy moet dit regstel. So sy manipuleer haar man om reg te maak wat sy nou basies verkeerd gedoen het. Sy het
onmin veroorsaak. Sy het hierdie ding veroorsaak tussen Jakob en Esau. Hy moet dit nou regstel. Sy kry hom om te doen wat sy wil hê. En hier's 'n wenk vinnig vir die getroude paartjies, eintlik vir almal. In plaas daarvan wat moet jy doen as jy besef, hoor jy my metodes is nie reg nie. Dit wat ek gedoen het is nie reg nie. Dit wat ek gesê het is nie reg nie. Wat is die goue reël in die huwelik? Bely en laat staan. Gee vergifnis, kry vergifnis. Dis waaroor dit gaan. Begin voor, maak skoon. Sê ek is jammer ek het dit gesê, ek is jammer ek het dit gedoen. Vergewe my, ons maak skoon en ons gaan aan. In plaas daarvan om dit te doen, gaan sy voort met haar sonde en al wat kom is net meer en meer tragedie. Ek gaan dit vir u wys. Want die rede waarom, wat sy nou vir ons wys hier, sonde bring altyd meer hartseer. En as jy nie jou sonde laat staan nie, dan bring dit net meer hartseer. En dit raak net erger en erger. Dis soos 'n spiraal wat altyd net afwaarts gaan. En hier is die saak, vriende. As ons praat oor Rebekka, wat vir ons die illustrasie is van die kind van God met sonde in sy of in haar lewe. Die les. Sonde bring altyd hartseer en verdriet in die lewe van die kind van God. Nie net in ongeredde mense nie. Onthou vir die ongereddes is dit baie keer die enigste plesier wat lê het. Die kant van die graf. Maar God is daartoe verbind om sy kinders te heilig. God is daartoe verbind om sy kinders te heilig. Ons is nie so verbind tot heiligheid en tot my eie lewe se groei in geestelikheid soos wat God verbind. Hy's getrou daarin en hy's verbind daartoe. God sal nooit toelaat dat sy kinders tevredenheid sal ervaar en geluk sal ervaar te midde van sonde nie. Rebekka se plan was die volgende, en dit het ons gesien in haar woorde. Vers 44 weer net, bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar het. So wat is haar plan? Haar plan is, hoor jou broer gaan jou doodmaak, gaan net gou weg, hy gaan vinnig vergeet en dan kom jy terug. God se plan was egter anders. God het 'n plan met Jakob. En God se plan met Jakob, wat ons later sal sien as ons nou met Jakob se lewe verder gaan, want hy's nou die derde aardsvader, hy gaan nou die pad verder loop en ons die verhaal gaan op hom fokus. God se plan met Jakob is om hom te genees van homself, om hom te genees van sy bedrog, van sy naam. Hy is 'n onderkruiper, hy's 'n skelm vent, hy's die ou wat jy nie naby jou wil hê nie. En God gaan hom genees, God gaan hom regmaak. So hy gaan na Laban en in 'n figuurlike sin het hy daar sy Moses teëgekom. Want toe hy by Laban kom, hy wat 'n onderkruiper is, toe dit wat Rebekka aangeneem het, moet net 'n rukkie wees, dan kan jy terugkom. As jy nou gaan kyk na die verhaal en die bakens wat jy het in die verhaal, was dit nagenoeg 20 jaar voordat hy teruggekom het. En selfs toe hy teruggekom het ek vir julle al genoem, was Rebekka nie meer in die prentjie nie. Om een of ander rede, ons lees net nie meer van Rebekka later nie. Wat is die les? Rebekka leer ons, sonde hou nooit sy belofte nie. Sonde beloof wonderlike dinge, maar hy hou nooit sy belofte nie. Sonde, die prentjie wat hy skilder, as jy dit doen, dan sal jy gelukkig wees. As jy so maak, dan sal jy vervulling kry. En as jy dit doen, dan sal jy... Sonde doen nie wat sonde beloof nie. Dis die les. Sonde lewer nooit wat dit adverteer nie. Om dit anders te stel, ons sonde kos ons op die ou end baie meer as wat ons bereid is om te betaal. Somstyds maak ons sondig in ons natuurlike aard 'n sommetjie en ons sê, ek weet as ek dit doen dan gaan so en so gebeur en dit gaan nou nie lekker wees nie, maar dis maar die prys wat ek moet betaal. Daai prys loop vinnig rente. Ons sonde kos ons meer as wat ons van plan was om te betaal. Nou verstaan my reg. Rebekka, as 'n kind van God, was Rebekka vergewe. En daarmee sê ek nie, kinders van God kan maar sondig en aanhou lewe in sonde. Dis nie wat ek sê nie, ons moet ons teologie nou reg hê. Rebekka is vergewe as gevolg van haar geloof in die Here. Maar hoor hoe stel William Blakey dit, een van die goeie kommentare. Hy sê,
Her scheming leaves her with a decrepit husband, a son she has alienated, and daughters-in-law who have made her weary of life. Dis haar sonde. Dit is haar eie sonde wat gemaak het dat haar lewe 'n miserabele lewe was. Sy het dit vir haarself miserabel gemaak. Rebekka se voorbeeld laat my aan u vra vanoggend. Wat is daar in u lewe? Ons moet na onsself kyk, en ek vra dit in liefde. Is daar dalk iets in u lewe wat u begeer, en u wil dit so graag hê, maar dit word gedoen in ongeloof? Die metode wat u volg is soos Rebekka in eie wysheid, wêreldse metodes, nie God se manier nie. Algemene voorbeelde. Hier is 'n vrou wat soos enige iemand maar graag wil hê, liefde wil ervaar, miskien 'n jong meisie wat graag wil trou en normaalweg so graag liefde wil ervaar van 'n man. Maar dan trou met 'n ongelowige. Dis nie God se plan nie. Dis altyd 'n resep vir 'n slegte ding. Mans wat suksesvol behaal, en dis weer eens, daar's niks meer verkeerd van 'n vrou om te wil trou of te wil liefde ervaar nie. Is niks verkeerd met 'n man wat wil sukses behaal om vir sy gesin te sorg nie, maar dan maak jy sukses dalk jou afgod. En jy is bereid om partykeer die grenslyne so 'n bietjie te skuif ter wille van die sukses wat jy najag. Jong mense wat graag gewild wil wees, wie wil nou die seer duim wees wat uitstaan? Wie wil nou die een wat wees wat altyd anders optree en anders lewe? En dan word daar kompromie gemaak met sonde. Hierdie tipe mense, en dis maar 'n paar illustrasies. As jy 'n kind van God is, dan sal jy elke keer ervaar, dit wat ek nou vir u sê, die beginsel in die skrif is, sonde sal jou geen vervulling bied nie. Jy gaan nooit tevredenheid ervaar nie. Wat is die oplossing? Draai so gou as moontlik na die Here toe. Draai na die Here Jesus toe. Anders sal sonde sy beloftes hou en jy sal verseker nie vervulling kry nie. Dis wat ons almal wil hê, maar ons wil dit op ons eie manier kry. Draai na die Here toe. Is dit nie hy wat altyd sy beloftes hou nie? Is dit nie hy wat 'n punt daarvan maak om vir ons te sê, hy doen altyd wat hy sê? Die Jesus lewer meer as wat hy beloof. Daarom kon hy sê in Johannes 10 vers 10, die B-gedeelte, ek het gekom sodat julle lewe in oorvloed kan hê. Lewe, en die Engels sê dit so mooi, abundance. Dit beteken dat jy vervulling kan ervaar in jou lewe. Dit beteken nie jy gaan altyd ryk en gesond wees nie, maar jy gaan vervulling vind, want in die Here Jesus is dit altyd 'n werklikheid. En hoe dit werk, is in die woorde van die Here Jesus se woorde in die bergpredikasie, baie bekende woorde, Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek eers die koninkryk. Daarna sal hierdie dinge vir julle bygevoeg word. So vriende, ons moet baie versigtig wees om te onthou. As ons onsself kan sien in die lewe van 'n Rebekka, goeie doel, goeie ideale, ons wil die Here dien, ons ken die Here, ons volg hom, maar ons metodes is nie altyd reg nie. Draai so gou as moontlik weg. Maak reg, selfs die klein dingetjies, maak reg, draai na die Here Jesus toe. Sonde se prys is altyd meer as wat hy beloof. Dit kos duurder as wat jy beplan was, maar die Here Jesus gee altyd meer. Bied altyd soveel meer vrede en vervulling as wat ons ooit sal kan verstaan. Die tweede rolspeler en die tweede gedagte, eintlik hoofgedagte, is dat die genade van God tog, en daar's 'n mooi bewys in die lewe van Isak, die genade van God wat selfs die ergste van ons sonde oorkom. En ek het genoem die tragedie van ons sonde wat oorkom word. In hoofstuk 28 vers 1 het ons gelees, toe het Isak Jakob geroep en hom geseën. En hy het hom bevel gegee met die woorde, jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Isak, sien u kom u agter, u het nou saam met my die pad geloop deur Genesis. Isak wat op 'n baie agterbakse manier sy eersgeborene wou seën, nie volgens God se voorskrif nie. Nou is hy op 'n punt waar hy Jakob aanvaar het. Hy erken hom as die
verbondserfgenaam. Hy seën hom, roep hom, en hy sê vir hom, hier is die saak. Jy kan nie vir jou vrou in Kanaan vat nie. Hoekom doen hy dit? Hy weet al te goed, dat die eerstgeborene, hierdie titel, hierdie lyn wat nou deur Jakob moet gaan, hierdie titel moet trou in die lyn van God se mense. Dis die belangrikheid. Luister vriende, dis waarom ons vir ons jong mense moet sê, jy trou by die kerk. Dis waar jy jou man of jou vrou moet ontmoet. Dis waar julle mekaar moet leer ken. Dis waar julle saam die Here moet dien, sodat julle saam uiteindelik 'n lewe kan loop om die Here te dien. Moenie 'n man of 'n vrou gaan kies by die Kanaaniete nie. Vertrou jou ouers, vertrou jou mense wat saam met jou die Here dien, om saam met jou te kyk en te sê, dis 'n oulike noontjie, of dis nou 'n oulike jong man, of wat dit ook al mag wees, dat julle saam die Here kan dien. Veral, nie net vir die aardsvaders nie, veral vir die kinders van God, is dit belangrik in ons dag. Vers 2, wat sê hy vir hom? Maak jou klaar, gaan na Padan Aram, na die huis van Betuel, jou moeder se vader, en gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer. So, hierso is dis die lyn, dis die goeie deel waar jy vir jou 'n ordentlike vrou kan gaan haal. Gaan soontoe. En dan vers 3 en 4, daar hernie hy die belofte van God. Maar let op die woorde, luister baie mooi, ons het nou vroeër gehoor, toe hy die seun uitgespreek en hy het gedink dis Esau, vergelyk dit met wat ons nou gaan lees. En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word. En mag hy jou gee die seën van Abraham aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. Nou vriende, sien nie dis 'n bietjie anders as die eerste seën. Sien nie dat daar verskil, daar's woorde wat verskil. Hoekom? Wat verskil? Die vleeslike dele is weg. Hy is nie meer besig om vir hom te sê, ek bid vir jou toe die mos, en die dou, en al die dinge van die aardse, die vleeslike goed is weg, hierdie aardse dinge is weg, dis nie meer wêrelds nie, dit gaan nie meer oor aardse goed nie. Hoekom nie? Isak het geestelik gegroei, daar het iets met Isak gebeur. Isak se lewe is deur God geskit. Onthou jy verlede week, toe hy geskrik het, toe hy eintlik 3 maal in die Hebreëse teks so gebewe het, dat hy besef het, hy het verkeerde seën geseën. Dit was nie die skok, ek het 'n fout gemaak nie, dit was die skok, God se hand is hier aan die werk. Daar het iets met Isak gebeur. En nou, sy woorde is die effek daarvan. Want hy kom nou in sy geestelike groei, en hierdie dat hy die Here nou ken, nou gaan dit vir hom oor die verbond, nou gaan dit oor God, nou gaan dit oor God se mense, dit gaan oor God se plan, dis waaroor dit gaan. Die beloofde saad, die beloofde land. Kan ek vir jou 'n wenk gee? As jy die Ou Testament bestudeer, en jy wil dit op 'n baie goeie Bybelse manier doen, dan is daar 2 elemente wat jy altyd in gedagte moet hou. Die saad, met ander woorde die lyn, God se volk, God se mense, die saad en die land. Van die begin, van Genesis af was dit daar, en hy loop soos 'n lyn, hierdie 2 loop soos 'n lyn dwars deur die Bybel, tot in Openbaring 22, wat sien jy aan die einde? Jy sien die saad, en dit is die bruid van Christus, die kerk, die mense wat uit elke stam en taal en nasie bymekaar is, dis die saad, en die land, dis die stad van God, die koninkryk van God. Dis die struktuur reg deur die Bybel, van die begin tot aan die einde. Kan ek vir u wys dat daar 'n profesie in hierdie woorde is? Ons moet dit nie lig vat nie. Daar's 'n profesie oor die toekoms. En ons kyk nou na die Nuwe Testament, wanneer die Messias gaan kom, want al die fokus moet val op Jesus, op die Messias. Hy sê vir hom in vers 4, mag hy jou, vers 3, sodat jy 'n menigte van volke kan word. Sodat jy 'n menigte van volke kan word. Daai menigte is die Hebreëse woord qahal, wat vertaal word in die Grieks Nuwe Testament met ekklesia, wat vertaal word met gemeente of kerk. Dit wys na die kinders van die Here, dit wys na die kerk, die mense van God. Dit wys vir ons dat hier kom Isak en hy sê vir Jakob, mag deur jou God se volk, God se kerk, God se mense tot stand kom.
deur jou, en dit sal deur die Messias wees, want hy is die spulpunt waarom al hierdie dinge draai. Isak sien die plan van God. Hy sien die kerk, hy sien die plan van God. En alhoewel sy oë nie verbeter het nie, sy oë het net swakker en swakker geword, het sy geestelike oë oopgegaan en het hy God se plan raak gesien. Deur die geloof het hy nou 'n geestelike oog om God se belofte te sien. Baie insiggewend ook dat daar 'n skakel tussen Abraham en Jakob. Onthou, dit is Abraham, Isak, Jakob. Wat is die skakel? Hier by hierdie seun, vers 4, mag hy jou gee, die seun van Abraham, aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem. En hy noem hom die God, die Almagtige. Ek dink dit is in vers 3 as ek reg is. God die Almagtige. Mag God die Almagtige. Is dieselfde woord as wat Abraham gebruik het in Genesis 17 vers 1. En dan bid hy in vers 4 soos wat ek nou gesê het, mag hy jou gee, die seun van Abraham, aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. So dit bewys vir ons die drie aardsvaders, Abraham, Isak, en nou is dit Jakob. Hier is die bewys. Isak sê, Jakob, jy is die een wat hierdie lyn verder sal neem. Jy sal die vader van Israel word. Jy sal die vader van God se volk word. Jy sal die vader wees van die menigte wat gaan kom. Die gemeente dan in die Nuwe Testament as jy wil. Die kerk wat bestaan uit alle nasies, alle volke, alle stamme. Hoor wat sê Matthew Henry. Nou Matthew Henry is een van die lekker kommentare wat jy kan dit enige plek gaan lees omdat dit so oud is, maar baie goed. Hy sê through his loins should descend from Abraham that person in whom all the families of the earth should be blessed, and to whom the gathering of the people should be. Dit verwys na Jesus. In Jakob word Jesus gesien. Hy sal kom en hy gaan sy volk. Wat was sy woorde? Jesus het gesê, ek sal my gemeente bou, eklesia, ek sal hom bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ian Duguid, een van die meer kontemporêre ouens, sê, in spite of sin and the bitter fruits of that sin brings in its wake, God's purposes to bless people are eternally secure. Ek wil hê jy moet volg wat Ian Duguid hier sê. Grace is at work in the lives of the patriarchs. Ons het met Abraham vir die gesê, hy was 'n mens. Hy was 'n heiden, afgodedienende heiden. God het hom geneem, God het hom gered. God het hom gevat en hom gemaak wie hy was. Isak sy seun en nou Jakob. Ons ken hulle foute, ons ken hulle sonde, ons ken hulle, en tog, hier sê, grace is at work in the lives of the patriarchs. And that grace of God would not let them go. In spite of their sin, even through their sin, God could and would achieve what He planned. Is dit nie wonderlik nie? Dit het ons al vir u gesê. God bereik sy doel, nie net ten spyte van, maar selfs saam met ons sonde. Dit beteken nie ons sonde is reg nie, maar niks kan sy planne veryl nie. Hoor wat sê hy laastens, hy sê, there's no God, He would bring His promised Redeemer, not from picture-perfect parentage, but from the offspring of a long line of sinners. Gee dit u hoop? Gee dit u moed? Dit gee my hoop. Want as ek dink die Here gebruik my, dan deins ek terug om te sê, Here, maar ek is nie waardig nie. Ek het nog soveel dinge, ek het nog soveel geite. God roep hier vir Jakob. Hy het vir Abraham geroep. Hy het vir Isak geroep. So gebruik hy hierdie lyn, nie deur volmaakte mense wat hy soek, o, hier is 'n volmaakte een, kom ons gebruik, nee, hy kies sondaars, soos u en ek. Paulus sê, God het gekom, Jesus het gekom om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Dis die tipe mense wat hy soek. Ons is deel van daardie lyn, wanneer ons vertrou op die soendood van die Here Jesus. As ons in geloof na hom te kom en sê, Here, ek het u genade nodig, sal u my help, sal u my red, sal u my net daai geloof gee, dat ek altyd op u sal staan, dan is ons deel van hierdie lyn, dan is ons deel van die verhaal, en dit beteken, dat ons swaar kry, ons droefheid, ons, kom ons sê,
onvervuldheid, as daar so 'n woord is, hierdie feit dat ons net altyd, daar kort iets, hierdie dinge word veroorsaak deur ons sonde, maar dit kan oorkom word deur die genade in die Here Jesus. Sy genade is groter as die oordeele van God. Sy genade is groter, dit roem teen die oordeel, sê die Bybel. Derde gedagte, kom ons kyk laastens na Esau. Esau wat verniet probeer het om geseën te word. Dis 'n tragiese verhaal. Hy sien hoe sy broer weggestuur word om elders 'n vrou te gaan kry. Dit tref hom, hierdie Kanaanitiese vroue van hom, die vroue, die dogters van die Hetiete, is nie vir sy pa en sy ma goed nie. Dan lees ons in vers 6, toe Esau sien dat Isak Jakob geseën en hom na Padan Aram weggestuur het om daar vir hom 'n vrou te gaan haal. Nou Esau het tot onlangs nog geglo, hy kan dalk nog die seën kry. Maar nou sy optrede het bevestig, sy werke met ander woorde bevestig, sy ongeloof, sy minagting van die woord van God. Hy steur hom nie aan dit wat reg en wat billik is nie. Hy doen wat hy wil. Vers 6 en 7. Terwyl hy hom geseën en hom bevel gegee het met die woorde, is nou vir Isak wat vir Jakob geseën het met die woorde, jy mag geen vrou uit die dogters van Kanaan neem nie. En dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het om na Padan Aram te gaan. Nou, Esau is hier, kyk gou, hy wil self nie die regte ding doen nie, maar hy vererg hom as sy broer die regte ding doen. Self wil hy nie luister wat sy ouers sê nie, maar hy vererg hom as dit met sy broer gebeur. Dis nou 'n algemene menslike optrede, nie waar nie. 'n man sonder God, Esau, waaroor ons verlede week gepraat het. Hy kry net nie hierdie ding nie, dit maak vir hom nie sin nie, want dis 'n geestelike saak en hy kan dit nie sien nie. Dis 'n geloofskwessie, hy kan dit nie verstaan nie. Dit maak vir hom nie sin nie. Wat doen hy? Wat doen Esau? Vers 8 en 9. En toe Esau sien dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isak, het Esau na Ismael gegaan en Mahalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, by sy vrou vir hom as vrou geneem. So hier's 'n poging van sy kant af om homself te probeer regverdig. Dis 'n menslike poging om te probeer regmaak dit wat hy nou reeds verkeerd gedoen het. So, dis nou die ou uitdrukking, two wrongs doesn't make a right. Two wrongs do not make a right. Ek moet net my grammatika reg kry. So, hy probeer in sy eie wysheid, in sy eie menslike, met menslike pogings, probeer hy homself regverdig. 'n duidelike beeld van die mens wat besef, dalk gaan ek nou 'n bietjie erg aan. Ek is darm 'n kerkmens, jy weet, ek is goed grootgemaak, so ek moet darm nie te erg met sonde deel nie. Ek moet darm nie te erg. Hoor wat sê Derek Kidner oor hierdie gedagte van Esau. Like the most religious efforts of the natural man, dis die ongeredde mens. This was superficial and ill-judged indeed. Dit is soos die pogings van ongeredde mense om hulle self te probeer regverdig. En u verstaan nou, as u al 'n tydjie saam met ons die pad loop, sal u weet, dit gaan so. Jy kan nie deur jou goeie werke gered word nie. Maar wanneer jy gered is, wanneer jy waarlik in die Here Jesus glo, dan het jy goeie werke, want dit kom natuurlik. Dis dan 'n manier van dankbaarheid. Dis kom ons praat van die dankbaarheidslewe. So vergelyk Esau met dit wat ons in Isak gesien het. In Isak het bewus geword dat God is besig met hom. God het hom geskit, God het sy lewe geskit met hierdie kwessie wat nou plaasgevind het, en Isak het gebuig. Isak het voor die Here in erkentenis. Ek glo regtig waar, dit is waar Isak se geloof eksponensieel, indien hy nie hier tot bekering gekom het nie, was dit weliswaar 'n bekering van Isak se kant af. Tot nou toe het hy God weerstaan. Hy het met sy eie wil probeer om Esau skelm te seën as die eersgeborene. Maar hy het sy knie gebuig en gesê, dit was God se keuse, nou gaan ek daarmee saam. Esau aan die ander kant. O wêreld, wat het ek nou gedoen? Kom ons probeer dit op my manier regmaak, en hy gaan net erger verkeerd. Hy neem 'n dogter wat nie aanvaarbaar is nie, want hy probeer in menslike wysheid homself red. 'n beeld van die natuurlike mens wat met verkeerde hartsgesindhede die regte ding probeer doen om homself te probeer regverdig. Ek sluit af. Dalk het u op 'n stadium 'n belewenis gehad
'n belewenis is 'n baie gevaarlike ding as jy nou mooi daaraan dink, want dit kan enigiets wees, maar soms roep dinge jou. Ruk dinge jou. Goed wat gebeur. Dalk naby aan jou, dalk met jou, in jou omgewing, maak nie saak nie, maar jy word bewus daarvan, dat God ingryp in jou lewe. God is besig om jou lewe hier te skud. Die vraag is, wat is jou reaksie? Ek wil in die regte rigting neig vanoggend, en ek wil hê ons moet na die Bybel kyk. Moenie in eie krag probeer om regverdig te wees nie. Inteendeel, moet niks probeer nie, want niks wat ons doen is aanvaarbaar nie. Wat die ou mense genoem het, en ek gaan nou 'n ou term gebruik, wat die ou dominees baie keer oor gepreek het, maar dit is 'n goeie Bybelse ding, gee oor aan die Here, buig jou knie, sê Here, U alleen is regverdig in alles wat U doen. Gee my geloof dat ek U sal volg, en dat ek U sal dien en ken. Maak vir my die woord oop. Dis genade wanneer jy bewus word, hoor die dinge is nie reg in my lewe nie. Dis genade wanneer God jou tot stilstand ruk. Dis genade wat God gee wanneer hy jou lewe skud, wanneer hy jou tot stilstand bring, op watter manier ook al. Maar moenie probeer in jou eie wysheid, in jou eie pogings nie. Soek na geregtigheid buite jouself. Sien die verlosser buite jouself, nie in jou nie. Hollywoodse teologie sê, kyk diep binne in jou is daar tog ietsie goed wat na vore. Dis leuns, daar's niks goed in ons nie. Soek buite jouself na 'n verlosser, een wie se geregtigheid jou sal kan red, een wie se geregtigheid voor God sal kan staan. Draai weg van jou eie planne, draai weg van jou eie ideale. Maak Jesus die koning van jou lewe en volg hom. Hier's die bewys dat jy waarlik kind van God is. Ons kyk na Rebekka, ver van volmaak af. Ver van 'n lewe wat volmaak was. In geloof het sy die Here die koning gemaak. En sy moes sekere dinge moes hy maar net erken, die Here is in beheer. Kyk na Isak. Kyk na die mooi voorbeelde. Wanneer hulle op 'n punt kom en hulle besef God is besig om te werk, buig, gee oor aan hom. Maak hom die koning van jou lewe, dan sal daar goeie dinge in jou lewe kom. Maak sy woord die kompas in jou lewe. Dis wat ons moet doen. In hierdie tyd van feestelikheid, veral in hierdie tyd, miskien van vakansie hou en die vieringe wat in die lug is ons geneig om partykeer 'n bietjie geestelik stadiger te raak. Dan moet ons sê, Here, U moet vir my alles wees. U moet dit bly in my lewe. Ongeag waar ek is, ongeag wat ek doen. Ek wil U die koning maak van my hart. Ander mense sal dit sien. Maar die groot saak is, hy sal verheerlik word. Daar's 'n uitdrukking, if you did not crown him Lord of all, you did not crown him Lord at all. En die woorde van die Here Jesus was, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Ek wil by U kom pleit, gee jou lewe aan die Here oor. Volg hom in geloof, ongeag watter aspek van jou lewe ons van praat. Volg hom in geloof, gehoorsaam hom. Dis die bewys dat jy werklik waar van plan is om hom koning te maak. Dis al wat ons kan doen. Hy sal getrou wees. Hy doen altyd wat hy beloof. Hy sê ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwys nie. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, vanoggend het ons voorbeelde gesien in die Bybel. Somstyds is daar goeie voorbeelde. Somstyds is daar slegte voorbeelde. Ons wil egter nie na die helde by naam kyk nie. Ons wil na die groot held van die Bybel, na die Here Jesus self kyk. En ons wil hom navolg. Ons wil hom die koning maak van ons lewe. As daar mense is wat soos Rebekka dalk nog worstel met aardse metodes, aardse denkwyse, maniere om dinge te doen op 'n wêreldse manier. As daar van ons is wat dalk nog sit met 'n troetelsonde, iets wat ons net nie bereid is om te laat gaan nie, miskien 'n gesindheid, iets hier in ons hart, en ons sal weet, U is getrou om ons daai dinge te wys, die Heilige Gees oortuig ons. Help ons om dit in geloof na U toe te bring,
en dit daar by die kruis te kom neersit. Dis wat ons nodig het. U alleen kan ons help. Ons kan onsself nie help nie. So min as wat 'n kasiet sy vel kan verander of 'n luiperd sy vlekke, net so min is ons in staat daartoe om goed te doen. Daarom bid ons, sal U ons genade gee, sal U ons geloof gee, sal U ons help. Dankie vir U woord, dankie vir die beloftes, U beloftes in U woord. Maak dit waar in ons lewe. Amen.